that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Goeiemôre Toringkerk familie. My naam is Reino Els en jy is by Toringkerk aanlyn. Dit was hierdie week Aardedag, Woensdag gewees en met hierdie hele pandemie aan die gang was ek so bly om te sien dat 'n stuk van die ekologie vir my aan die herstel is of asof daar baie meer diere is wat rondloop in die natuur of op paaie. En een was die luiperd wat in Jonkershoek geloop het en baie skaarse ding om te sien en dit wys jou maar net hoe die natuur reageer op hierdie pandemie. Iets wat baie sleg is iets wat baie goed is wat ek baie bewus was hierdie week. Tweede ding waarvan ek bewus was en wat ek jou nou uitnooi om saam te wonder is oor die woordjie gemeenskap. As ons weer saam is by die gemeente, by Toringkerk, wat het jy van selfsprekend aanvaar, wat jy nooit mooi opgelet het nie? Want dit is die afgelope tyd waarin ek gedink het, ons het gesprekke gehad met mekaar, ons het vir mekaar verskeie scenario's uitgesit, en vir mekaar gesê, daar is 'n groot kans dat ons miskien nie Markietie gaan hou nie, daar is 'n groot kans dat ons mekaar eers weer na September gaan sien, of eers in 2021 fisies by mekaar in die kerk. Hoe ook al sê, ek het bewus geraak van die woordjie gemeenskap, wat dit beteken, om in die oggende in te kom, deur die hoofdeur en 'n koppie koffie te geniet, om iemand se hand te skud, die kindermoment, die kinders wat lag en vrolik is. En iets wat ek besef het is, ek mis dit verskriklik. As 'n ekstrovert, iemand wat sy energie put uit mense uit, voel ek so 'n bietjie verlam. Ek voel of ek nie fisiese verskil kan maak nie. Ek mis die gemeenskap meer as ooit. En miskien voel jy ook so vandag of in hierdie tyd het jy so gevoel. Dan wil ek vir jou sê, dit is ook okay. Hierdie storm sal verbygaan, ons weet nie hoe lank nie, hoe ook al. Dit gaan verbygaan. Maar dan vertrou ons die Here met dit. En ons hou mekaar vas en miskien kyk hierdie video alleen, wil ek vir jou sê, ons is in fisiese isolasie, ons is nie in geestelike isolasie. Die Here is by ons, ons het die wat bevoorreg is 'n bed, 'n dak oor ons kop, kos om te eet. En daarvoor is ons dankbaar. Maar ons dink ook aan hulle wat nie daardie voorregte het nie. En dan vra ons vir onsself, wat kan ons as Toringkerk gemeenskap in so 'n situasie vir hulle beteken? My kers brand vanoggend hierso as simbool van die opgestane Here Jesus wat saam met my nou hier is, saam met Janneke agter die kamera en Jana hier in die huis. En ek wil dit vir jou ook sê, steek 'n kers aan as simbool van die Here se teenwoordigheid. Ons is kerk, daar waar jy nou is, beweeg en leef die Heilige Here saam met jou. Dit is iets tasbaar, hy is saam jou. Voel dit as jy sit op die stoel, voel dit in daai slukkie koffie, tee, wat jy dalk drink. Hy is daar. Hy regeer en hy is hier. Ons het baie gepraat oor hierdie week se teks, ons gesels oor die mosterdsaadjie. Ek wil jou uitnooi om die beskrywingsblok te loer, om die klein groep materiaal te volg, familienotas en die preeknotas, daar's baie. Volg ons gedurende hierdie boodskap. Ons praat vanoggend oor die mosterdsaad en die suurdeeg. Ou bekende gelykenis, 'n eenvoudige een, maar eintlik een wat ons onderskat, 'n komplekse een. En ek nooi jou uit na hierdie gesprek toe. Voordat ons verder gaan ons na Janneke toe. Sy en een van die diere van die plaas gaan met ons gesels oor hierdie gelykenis, wat 'n gelykenis is, en ons sien ook uit na hierdie boodskap. Volg gou die liedere in die beskrywingsblok en die kort liturgie. Ons skakel nou weer in. Hallo julle. Jessie, wanneer laas het jy 'n geskenk gekry? Of wanneer laas was jy verras deur iets regtig lekker? So ek onthou toe ek graad 3 was, toe ek teruggekom het van die skool, toe wag my ma
mos nou vir my by die kar en toe ek nou by die kar aankom, toe wag my ma daar vir my met 'n baba hondjie. En ek onthou net, dit was die lekkerste verrassing van my hele lewe. En ek wonder nou nogals of jy al ooit verras was deur iets so lekker. So druk gou pause en dan vertel julle gou vir mekaar van 'n keer toe julle verras was. So het jy geweet dat Jesus ons meer as een keer verras in die Bybel? Hy verras ons op baie verskillende maniere, maar een van die maniere is deur Jesus wat vir ons stories vertel. So hierdie stories noem ons gelykenisse. So wat op aarde is 'n gelykenis? Dink aan 'n wiskundesom, of daar is gelykonteken wat jy neerskryf. Die waarde voor die is gelykonteken is dieselfde as die waarde na die is gelykonteken. Dit lyk dalk net anders. So Jesus vertel vir ons stories. Dis asof hy die geheime van God se hart met ons wil deel deur hierdie stories te vertel. So verbeel jou, Jesus het net die heeltyd gepreek of die heeltyd net lesings gehou. Dit sou 'n bietjie vervelig geraak het. Maar hy vertel stories en ons almal hou van stories. Dink aan wanneer jou juffrou 'n storie vertel of lees in die klas, of wanneer jy nie kan wag om pouse te hou nie want jou maats wil vir jou een baie lekker storie vertel. So ons almal luister graag na 'n lekker storie. So een van die stories wat Jesus vertel, of een van die gelykenisse wat hy dan nou vertel, wat ons almal sal ken, is die storie van die mosterdsaadjie. Dis die kleinste saadjie wat daar is. En Jesus gebruik hierdie saadjie om vir ons 'n spesifieke boodskap te gee. So maak jy jou oë toe en dan verbeel jy hoe jy op 'n plaas loop tussen die landerye. Dan haal jy hierdie klein saadjie uit jou sak uit en jy plant dit in die grond. En dan groei hierdie saadjie. Hy raak eers 'n plantjie en dan 'n bossie en dan 'n bos en dan 'n groot boom. En dan sien jy sommer hoe die voeltjies kom nes maak in hierdie boom en allerlei diertjies ook sommer kom woon in hierdie groot boom. So hierdie storie is eenvoudig, nee. Dit is 'n kort storie. Maar daar's twee verrassings wat ons kan vind in hierdie storie. So die eerste verrassing is die feit dat hierdie klein saadjie, hierdie klein saadjie in so 'n groot boom kan groei. So dit beteken dat iets klein of iets wat dalk klein voorkom nog steeds 'n groot massiewe impak kan hê. So dit laat ons eintlik dink aan Jesus, nee. So Jesus was een mens, hierdie klein mens wat hierdie massiewe impak gehad het op die wêreld. Tot 2000 jaar later is die wêreld nog steeds 'n ander plek as gevolg van hierdie een persoon. So dis die een verrassing wat ons sien in hierdie storie. Die tweede verrassing wat ons kry in hierdie storie is die feit, of die tweede verrassing wat ons sien in hierdie storie is dalk iets wat ons nie in hierdie tyd of in vandag se tyd sou kon raai nie. So in daardie tyd wat Jesus nou hierdie storie vertel het, was hierdie mosterdsaadjie nie eintlik 'n goeie saadjie nie. So dit was 'n plant wat sou groei en alles oorneem. So dit was 'n indringerplant. So mense het nie regtig daarvan gehou nie. So jy wou dit nie eintlik in jou tuin gehad het nie, want dit sou net chaos gewees het. So dis eintlik interessant dat Jesus dan hierdie saadjie, hierdie slegte saadjie, gebruik om hierdie storie te vertel. So dit kan dalk vir ons beteken dat selfs iets wat onbelangrik lyk of iets wat ongewild is, kan God nog steeds gebruik om iets mooi te maak nie, of om iets goeds mee te maak. Soos hierdie saadjie wat nou sleg was, wat 'n groot en goeie mooi boom word wat 'n tuiste bring vir diertjies. So kom ons gaan terug na die wiskundesom, of die is gelyk aan. So iets word mos nou vergelyk met iets anders. So Jesus vergelyk hierdie mosterdsaadjie met die koninkryk van God. So hy sê eintlik dat hierdie klein mosterdsaadjie is soos die koninkryk. So dit begin dalk baie klein, maar dit groei en groei tot dit
alles gaan oorneem, totdat die hele wêreld gaan oorneem. Totdat dit so groot raak soos 'n boom in die sin van die saadjie. So nou is die vraag, wat is die koninkryk? Druk gou pause en dan vertel julle gou vir mekaar, wat dink jy is die koninkryk? So die koninkryk is nie iets wat ver is nie. Dis nie iets wat ons nog verwag nie. Dis iets wat hier is. Dis nou. Dit is elke keer wanneer ons iemand liefhet. Dis elke keer as jy jou sussie vergewe wanneer sy al jou sweeties opeet. Dis daai keer wanneer jy opkom vir iemand wat onregverdig hanteer word. Dis daai keer in die klas wat jy die kinders stil maak wat lag vir iemand wat dalk anders is of lyk as jy. Dis elke keer as jy omgee. Dis elke keer as jy geduldig is. So die koninkryk is eintlik elke keer wanneer ons verrassend anders optree. En dis eintlik maar wat Jesus vir ons was, né? Hy was anders en hy het ons kom verras met sy andersheid. Amper soos, of eintlik presies soos hierdie klein mosterdsaadjie. So gepraat van klein, die kleinste diertjie op Moegeploegplaas wil graag vir julle kom hallo sê. So ek gaan julle eers groet, tot volgende week. Hallo julle oudjies en vroukies, dit is so lekker om julle te sien. Ek moet vir julle sê, Janneke is nie verkeerd nie. Ek is verseker dalk die kleinste diertjie op die plaas, maar ek is verseker nie die sagste nie. Ek maak sommer 'n groot lawaai tot almal weet ek is daar. Amper soos Jesus se storie oor die mosterdsaadjie. Ek's klein, maar ek maak 'n groot impak, of lawaai in my geval. Maar kom ons dink aan nog dinge wat klein is, maar wat 'n groot impak het. Dink aan sout. Verbeel jou 'n choppie sonder sout, sies. Nee julle, ek praat nie van ou choppie nie. Ek praat van die vleisie op die braaivuur. Dink aan 'n muskiet. So 'n klein diertjie wat jou heel aand kan wakker met sy gebzz. Dit maak my mal. Dink aan jou ma en pa se trouring. Dit is so klein, maar dit het 'n massiewe betekenis. Dink aan gare. Kyk gaan na jou hemp, rok of broek wat jy nou aan het. Die klein gare is so klein, mens kan dit amper nie eens sien nie. Maar as dit nie deur was nie, dan sou ons klere net stukke lappe gewees het. Verbeel jou dit. So, ons gaan vanmiddag ietsie maak met gare om ons te herinner dat God klein dinge gebruik om 'n groot impak te maak. Ons gaan iets maak wat ons veral in hierdie tyd sal kan gebruik. So, ons gaan 'n gesigmasker maak. Vra jou ouers en dan soek julle die volgende in die huis. 'n stukkie lap. Enige lap, selfs 'n ou TM sal werk. Gare, 'n naald, wol, tou of rek en 'n skêr. So eerste ding wat jy moet doen, jy moet jou stukkie lap knip, wat groot genoeg gaan wees om oor jou mond en neus te gaan. Daarna moet jy jou naald en gare regkry. Vra jou ouers om jou daarmee te help. Sterkte met dit. Daai gaatjie in die naald is baie klein. Nou moet jy die kort kante van die lap omvou en met die naald en gare aan mekaar vaswerk. Maak seker dat jy 'n gapentjie los vir die tou vir nou. Doen dit al met al twee kante. En tada! Daar is jou masker. Dan en das dit. Ek gaan myne sommer nou ook al dra. Ek hoop ons sien mekaar gou weer. Byt vas, hou moed. Julle doen so goed en die belangrikste is, bly veilig. Baie liefde, baie julle. Baie dankie Janneke en Bekkie vir haar oulike beskrywing. Dit is ook 'n groot uitdaging, vriende, is hierdie kinderlesse. Dit wys jou hoe hierdie pandemie ons almal omver kom gooi.
Janneke het 'n hele jaar se goeders uitgewerk met genoeg en genade. En nou kan ons dit meer doen nie, want ons het nie ons leiers nie. So toe moes ons nou veranderinge maak. En dit is moeilik as jy 'n jaar se werk gedoen het en nou het jy net nou moet jy weer aanpas, nuwe goed en ons omtrent gesukkel en val sy. So dankie Janneke vir daai mooi les om 'n eenvoudige boodskap te verduidelik aan ons kinders wat eintlik bietjie meer kompleks is as jy prakties daaraan dink. So dankie Bekkie en Janneke. Vriende, ek nooi jou uit my Bybel saam met my oop te maak by Matteus 13 en ons lees vanaf vers 31 tot 33. Voordat ons verder gaan, kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U op hierdie pragtige oggend saam met ons wandel. As ons nou die woord lees, breek dit vir ons oop en kom vul ons met die Heilige Gees daar waar ons is, in ons woonstelle, miskien by 'n vriend of vriendin, saam ons gesin of familie, in huis, maar breek hierdie woord nou vir ons oop, sodat ons die woord vir hierdie week kan ontvang. Amen. Matteus 13 vanaf vers 31. Die gelykenisse van die mosterdsaadjie en die suurdeeg. Hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel soos 'n mosterdsaadjie wat iemand gevat het en in sy land geplant het. Dit is die kleinste van al die soorte saad, maar as dit uitgegroei het, is dit groter as die tuinplante en word dit 'n boom, sodat die voëls in sy takke kom nes maak. Hy het hulle nog 'n gelykenis vertel. Die koninkryk van die hemel so suurdeeg wat 'n vrou gevat het en 'n groot skottel meel ingewerk het, totdat dit heeltemal deursuur was. Iets wat baie interessant is van hierdie gelykenis is dat hy 'n kinkel in die kabel is. 'n Baie eenvoudige gelykenis as jy hom net so lees, iets kleins raak iets groots, maar dit is eintlik heelwat kompleks. Jesus vat die mosterdsaadjie en die suurdeeg. En wat ons nie weet nie, wat ons nie besef nie, is dat dit twee goeters was wat baie negatiewe konnotasies gehad het. Een, die mosterdsaad. Dit is iets wat jy verwens het. Dit het jou landerye oorgeneem. Die Bybel sê dit was 'n boom. Jesus verwys na 'n boom, dit was 'n bos. Dit was 'n indringerplant, dit was ongemaklik. En as hy grond gevat het, was dit byna onmoontlik om dit uit te roei. En ek wil hê jy moet dit nou onthou. Jy moet 'n hak in jou kop maak en dan moet jy dink aan hierdie mosterdsaad en hierdie suurdeeg. Dit was twee negatiewe goeters gewees. Dink aan die mosterdsaad. As ons die ou Joodse wette gaan lees. Iets van dit is ook opgeteken in die boeke van Deuteronomium en Levitikus. Sal jy sien dat hulle baie spesifiek is oor saad wat jy plant. Jy het nie saad gemeng met mekaar in een landery nie. Want en dit staan onder die opskrif die verskeidenheid van soorte. So jy lees want dit skep orde. En om goeder so te plant, skep jy wanorde. So daar was vir die Joodse gemeenskap baie spesifieke reëls oor plant en al hierdie goed. En daarom was hierdie so ontstellende beeld om te gebruik. Die ding van die mosterdsaad. Dit is 'n bos, dit is 'n indringer en as hy groei, dan groei hy rof. Ek gaan net my kers so 'n bietjie skuif. Die tweede ding, gelykenis is die van die suurdeeg. Nou die suurdeeg was ook nie 'n goeie ding nie. Dit was beskou as 'n besmetter. Dit was gebruik om sonde te beskryf. So as jy met suurdeeg gewerk het, as jy suurdeeg gebruik het, as jy dit geëet het mense nie, ek wil amper sê van jou gehou nie. Jy was verwerp gewees. So hierdie suurdeeg kom, hy dring deur, hy infiltreer, hy neem 'n stuk meel oor. Hy maak dit ook weer eens, hy vat 'n klein stukkie meel en hy maak dit baie sodat baie mense kan kom eet, maar mense het nie daarvan gehou nie. Dink aan een van die heiligste feeste, die Pasga. Dit word nie verniet genoem die fees van die ongesuurde brood nie. Nie die fees van die gesuurde brood nie, die fees van die ongesuurde brood. En dan was hierdie suurdeeg ook gereeld gebruik, ook deur Paulus om sonde te beskryf, om korrupsie aan te dui. So dit was iets wat baie negatiewe konnotasie gehad het. Nou Jesus vertel hierdie gelykenisse, hy staan op 'n skei, hy vertel dit vir 'n groot klompie mense. Maar my vraag wat ek vanoggend vir jou vra, as antieke hoorder van hierdie goeie nuus, waarna sou ons uitsien? Wat sou lekker wees aan hierdie koninkryk van God wat op pad is? As Jesus dan hierdie twee beelde gebruik, hierdie slegte, negatiewe beelde, een van die mosterdsaad, indringerplant en die suurdeeg, hierdie besmetter, wat sou lekker wees aan hierdie koninkryk?
Nou Jesus se luisteraars is 'n diverse groep. Ja, daar is volgelinge, maar daar is ook fariseërs, sadduseërs, godsdienstiges, mense wat die wette geken het. En hierdie wetskenners sou baie ontsteld gewees het deur Jesus se woorde. Iets wat so radikaal sleg is, gaan hierdie ryk infiltreer, kom oorneem en julle sal dit nie kan keer nie. So wat Jesus eintlik doen is, hy waarsku julle dat daar 'n revolusie op pad is. Julle moet oppas, julle wat so liefdeloos lewe, julle wat so selfsugtig is, julle wat so korrup is, daar is iets op pad, soos 'n mosterdsaad, soos suurdeeg, julle sal dit nie kan keer nie. Nou mense het, veral die leiers het Jesus nie baie ernstig opgeneem nie. Ja, hy het volgelinge gehad, 'n paar vroue en 'n paar vissermanne. Hy is wel rabbi genoem 'n paar keer, maar ons weet hy het nie die papiere vir dit gehad nie. Daarom was hy meer 'n stukkie irritasie, 'n klippie in jou skoen, iets wat jy wou net uit die stelsel uitwerk. Nou, Jesus sê dan vir hulle, hierdie revolusie is op pad. Julle kan dit nie keer nie. Die koninkryk van God gaan gebou word op die waardes van geloof, hoop en liefde. Daar waar julle lelik met mense is, daar sal liefde wees. Daar waar mense honger en dors is na geregtigheid en dit wat reg is, daar sal my gees wees. Dit is wat Jesus daarna vir hulle kom verkondig op sy boot, hierdie revolusionêre boodskap van die tyd. Nou myself net vir 'n oomblik uit die konteks uit daar in vandag se skoene te plaas, wil ek sommer praat oor kerk wees. En ek en jy is nou meer as ooit kerk. Ons is nou meer as ooit gemeente, want daar waar jy is, daar waar ons ou kerk hou, almal in ons huise oor die hele Parelvallei, daar is klein gemeentes wat opspring, almal in hulle huise. Nou in die kerk kan ons ook baie keer kompeterend raak. In jou besigheid, in jou huwelik, onthou die kerk raak die metafoor vir jou lewe, vir jou liggaam, vir hoe jy leef. So mens kry die ABC van kerk wees. Ons noem dit in Engels, verskoon die Engels, attendance, buildings, cash. Dadelik wil ek weet, hoe vol was die kerk? Hoe lyk ons geboue? Is dit in stand gehou? Is dit die mooiste? Is dit die hoogste toring? En die C staan vir cash. Hoeveel kollektes het ons die Sondag gemaak? En dit is so verkeerd, want ons doen dit soveel keer met ons lewens. Ons kompeteer met mekaar. En as ons ophou kompeteer, dan laat ons ons kinders met mekaar kompeteer. Wie die mooiste huis, wie die vinnigste kar, wie die grootste 4x4. Dit is ongesond. Daardie speel letterlik af in die geestelike kerk, laat kerke met mekaar begin kompeteer. Dis wanneer ons sien 'n kerk raak soos 'n fliek. Dit raak 'n ongesonde manier, maar weet julle wat, hierdie kerke sit baie keer stampvol. Maar hoe ons eintlik geleer is in Handelinge 2 vers 43 tot 47 en Handelinge 4, hoe om kerk te wees is MRI. Verskoon weer eens Engels. Missional, relational, incarnational. Hoe missionaal is jou gemeente? Inplof, ontplof. Wat doen jou kerk in die Parel gemeenskap of daar waar hy of sy geplant is? Wat doen jou kerk in Suid-Afrika en wat doen jou kerk in die wêreld? Missionale gedagtes. Relational. Watter verhoudinge is daar in jou kerk? Is dit autentiek? Is dit 'n plek waar ons broosheid kan deel? Is dit 'n plek waar ek vir jou kan sê, "Wow, Jana, Janneke, ek het vandag hierdie bereik en ek is so trots op myself en julle kan saam met my vier." Of voel dit soos 'n yskas as jy daar instap? Voel dit dalk soos 'n plek waar ons kompeteer met mekaar, almal met ons mooi klere aan? En die laaste ene is die I, incarnational. Sal die geïnkarneerde Christus op sy donkie en sy 12 stinkvissermanne en paar vroue as volgelinge tuis wees in jou gemeente, tuis wees in jou huis. 1 sal jy hulle herken en 2 sal jy hulle toelaat. Of sal jy vir die koster sê, hou hulle dop, hulle gaan goed steel. Is die ingekarneerde Christus tuis in jou gemeente of in jou huis of in jou huwelik? En hierdie woorde van hierdie gelykenis in die eenvoud en dan sy kompleksiteit oortref my. Roep my weer na iets spesiaal toe om te sê ek dien 'n Christus wat eenvoudig is maar kompleks is. Wat iets kleins vat en groot maak. Hierdie Christus dien onderste bo. Hy's nie 'n koning wat van bo af regeer met 'n weermag en 'n geweer en 'n rooi das nie. Hy's 'n koning wat regeer op straat van onder af. Die driehoek van onder af dien hy
En sy wapen is 'n waslap en 'n skottel. En hy was sy disippels, hy was sy volgelinge, hy was die sondaar se voete. Dit is ons koning, 'n dienende koning. Terug na die gelykenisse toe. Jesus vat iets verskriklik negatief, en dit is 'n les. Net hy kan iets slegs en leliks moois maak. Hy vat iets slegs soos mosterdsaad en suurdeeg en hy maak dit mooi. Jesus sê, hierdie mosterdsaad sal nie 'n bos word nie. Hy sê nie vir ons in die Bybel, dit sal 'n bos, dit sal 'n boom raak. Sommige spekuleer dat Jesus hierdie woorde gesteel het uit Daniël 10 vers 4, toe koning Nebukadneser gaan lees het, toe hy praat oor hierdie groot boom, en al die voëls sal tuis wees, en dit sal skade weer gooi. Jesus sê, hierdie mosterdsaad sal 'n boom raak. Hierdie verwenste bos sal 'n boom raak. En die verwenste voeltjies, want die voeltjies, wat nie op die landery toegelaat word nie, want hulle maak skade, sal verwelkom wees, sal tuis wees in hierdie groot boom. Hy vat iets slegs en hy draai dit om, hy maak dit positief. Die suurdeeg sal die deeg so infiltreer, deurdring, dat 20 liter meel soveel meer sal raak, dat al die honger mense, al die gebroke mense, versadig kan kom raak. Want Jesus maak nie mure hoër nie, hy maak sy tafel langer. En dit is hierdie les, hierdie eenvoudige, maar komplekse les. Klein begin is groot gewin. Dinamiet kom in klein pakkies. Hierdie koninkryk wat ons volg, en vriende, ek en jy moet slaggereed wees. Want soveel keer onderskat ons die koninkryk. Soveel keer sê ons vir meerder Christene, ag ja, sy of hy is sinneloos, hulle is onrealisties. Op daardie plekke loop God. En baie keer is die kerk nog nie daar nie, want ons is besig met ons eie agendas. Die Here sê julle moet besig wees met hierdie agendas, en dit is die roeping wat ek nou vir julle gegee het. Nood in die wêreld. Wees mosterdsaad, wees suurdeeg, en wees gereed om onderbreek te wees deur die koninkryk. Wat beteken dit? Ek is Reino Els, het 'n dagboek. Ek hardloop my lewe so. As julle daai kalender gaan kyk wat ek, Jana, Janneke en Dafrey uitgesit het, sou julle goed sien. Ons het gedink, ons het hierdie jaar onder die knie. Ons het planne gehad. Ons wou fancy wees. En ek sê dit met respek en waardering, want die Here sê ook ons moet nie lui wees nie, ons moet hard werk. Kyk na die muur, lui hard. Spreuke 6. Ons moet nie lui wees nie, maar so word ons onderbreek deur die koninkryk. En baie kere, as ek my dagboek so van 7 tot 7 in die aand baie keer volmaak met oulike idees, dan besef ek, my koninkryksgeleentheid was 1 minuut daardie dag gewees, toe 'n hawelose mens, 'n medemens, vir my gevra het vir 'n stukkie brood, en ek hulle nie gehelp het nie. Dit is die onderbrekings, dit is waar ons moet wees. En hierdie gelykenis openbaar dit aan ons, die eenvoud, iets kleins raak iets groots, maar ook, daar's 'n kinkel in die kabel. Dit is kompleks, dit werk onderste bo, God reageer van onder, en baie keer, as ons dink, ons sit die pot raak, moet ons self herinner, ons sit dit miskien nie raak nie. Ek nooi jou uit om hierdie week bewus te wees, om onderbreek te word, soos hierdie pandemie ons reëlings en planne onderbreek, om onderbreek te word, sodat die koninkryk van God in en deur ons, soos mosterdsaad en suurdeeg, kan plaasvind. Ek nooi jou uit en saam met my te wandel hierdie week. Amen. Vriende, net die afkondigings vir die week. Hierdie week het professor Marius Nel in elkeen van ons huise gekuier met die Bybelskool. Dit is op ons webtuiste, as ook die YouTube kanaal. Gaan loer asseblief daarna, ons sal volgende maand sin ook daar beskikbaar maak. Dan net in die afkondigings sal jy lees dat Mamas vir Wellington is op soek na 'n paar goeders, onder andere Bybels. As jy betrokke kan raak, lees daar so ook hy's Andrew Murray is op soek na 'n paar benodighede. As jy in staat is om te help, dit sal baie waardeer word. Hoopvol stories nommer 2 is uit. Ons wil baie dankie sê aan Henry en Annelien vir julle oulike tuis poppekas wat so mooi aansluit by ons poppekas. So baie dankie. Ons het dit regtig geniet. As jy goeie nuus het om met ons te deel, doen dit asseblief. Maak kontak met ons as jy behoefte het aan 'n pastorale telefoniese gesprek. En dan ook as jy
net alleen is, laat weet ons asseblief. Belangrik vir die tieners, ons weet nie wanneer ons mekaar weer gaan sien nie, so alle tieners, Kruis Connect gaan aan. Alles is beskikbaar op donderdagaande op ons WhatsApp groepie, asseblief kyk daarna. Janneke sal met julle gesels, ook die belydennisklas van Jana. Ons wil hê julle moet belydenis aflê aan die einde van die jaar, wanneer ons mekaar weer sien. So asseblief, kom by daai gesprekke uit. Ons gaan bietjie meer ferm werk wat ons gaan vra dat jy gaan moet engage op die groepie. So asseblief kyk uit vir dit. Al die tye, alles is daar beskikbaar. Ouers, ons vra jou hulp ook met die saak. Vriende, dan, ons is by ons dankoffers. Al die sektore kruip nou, worstel nou finansiëel met die ekonomie wat druk. As jy in staat is en bereid is om jou dankoffer te gee, wil ons jou nou uitnooi. Ek wil jou herinner dat jou klein geld maak 'n groot verskil in die Here se koninkryk. Dit sal nou op die skerm vertoon, en ons nooi jou uit om saam nou jou dankoffer te gee. Vriende, ontvang die seën van die Here. Die Here seën en beskerm jou. Die Here verhoor jou gebede. Die Here se genade stap saam met jou. Vrede vir jou, vir nou en vir altyd. Amen.